en sy huis, en hy sal self sy huis oordeel. Timoteus 2, Paulus is in die woord, hy sê in vers 20, maar 'n groot huis, in 'n groot huis, is daar nie alleen voorwerpe van goud en silwer nie, maar ook van hout en erdewerk, en sommige tot eer, maar ander tot oneer. In die 7 gemeentes van Openbaring wat die Here praat hy juis in 'n tydperk, en die teoloog sal vir jou sê, wanneer hy praat met die gemeente van Laodicea, glo die skrywers, hulle daai tyd gepraat, dat daai brief is juis geskryf vir 'n tydperk soos die waarin ons osself bevind. En die Here in Openbaring sê die woord van die Here in Openbaring 3 vers 15 tot 16 sê hy vir die gemeente van Laodicea, hy sê, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, spoeg ek jou uit my mond uit. Wat sê die Here vir my? Hy sê, in hierdie huis van my, is daar mense wat regtig soos goud en silwer is. Maar daar is ook mense wat soos hout en erdewerk is. Sommige werk tot eer van my en ander werk tot oneer van my. Hy sal kom en hy sal kyk na ons harte. Hy sal kyk na hoekom ons hom kies, wanneer ons sê dat ons hom kies. Dan sê die Here vir ons ook, hy waarsku ook die getuig dat hulle hom kies in 2 Timoteus 2, as ek nou daai tweede vers daar lees, vers 21, dan sê die Here, as iemand hom dus hiervan deeglik reinig, sal hy 'n voorwerp tot eer wees, geheilig en bruikbaar vir die Here, toeberei vir elke goeie werk. Wat sê die Here vir sy kinders? Hy sê, daar's sekere goed wat jy moet aflê, halleluja. Waarvan moet hulle self reinig? Waarvan moet die kinders van die Here hulle self in 'n gemeente reinig? Hy sê die volgende, vers 16, 17 en 18, hy sê, maar die onheilige en sinnige praatjies moet jy vermy. Vermy onheilige en onsinnige praatjies, sê die Here vir sy huis. Want jy moet dit vermy, want hulle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. Wanneer ek nie vashou aan die Here nie, wanneer ek vashou aan onheilige, onsinnige praatjies, dit sal net eindig in goddeloosheid op die einde. Dan sê die Here ook vir my, vers 17 en 18, praat hy van die 2 manne wat ander woord gebring het wat die Here nie gesê het nie, en hy sê vir ons ook daar, dat hulle afgedwaal het van die waarheid, so ons moet oppas vir vals leringe. Ons moet oppas as mense ons goed wil leer, wat nie volgens die woord van God is nie. En dan sê hy vir ons, dat hierdie dinge is juist die nette en die strikke waarmee die vyand die kinders van die Here wil vang en in 'n gevangenis sit, halleluja. Daar die dinge wat nie van hom af is nie. So die Here sê vir my dat ek en jy moet skoonkom, halleluja. Daar's sekere goed in ons lewens wat ons moet afdoen. En weet jy hoe goed is die Here? Die Here sê dat hy sal self met jou werk as individu. Die Heilige Gees sal met jou praat as individu om jou op te rig en om jou te stig. Dan vers 19 sê hy, evenwel, al kom daar mense met onsinnige, onheilige praatjies, al kom daar mense met valse lering by jou uit, dan sê die Here vir jou en vir my, daar's een ding wat vas staan, vers 19, en dit is die fundament van God wat hy reeds daar gestel het. Ons moet vashou aan sy fundament met hierdie seël, die Here ken die syne is, en laat elkeen wat die naam van Christus noem, afstand doen van die ongeregtigheid. Wat sê die Here? Die Here sê vir ons vanoggend, hy sê, my kinders, wanneer jy in my lewe, wanneer ek in jou lewe kom, wanneer jy my kies, dan gaan ek met jou werk.
daar gaan restaurasie in jou lewe plaasvind. Want ek gaan verwag dat jy sekere goed moet aflê en ander moet opneem. Jy moet verwag dat in jou lewe is daar sekere mense wat valshede in jou lewe ingeplant het of probeer inplant het en dat dit die vyand is, maar die Here sê al goeie moed, ek is hier om jou te help. Nou ek vir sê die volgende. Maar ek en jy hoef nie te vrees nie. Ons hoef nie te vrees vir 'n tyd soos hierdie. Ek en jy moet weet dat die Here is hier vir ons. Halleluja. Ek en jy moet weet, hy, Jesus Christus, is die verbond van die Vader vir ons. Halleluja. Ons kan nie ons eie plannetjies maak nie. Ons kan nie ons eie weg kies nie, want daar is net een verbond en sy naam is Jesus Christus. Hou vas aan die woord van die Here vir ons. Halleluja. Hy het vir ons sy woord gegee. Onthou, hy het gesê, hy bly getrou aan sy verbond met ons. Hy sal sy verbond in stand hou. Al wat hy vra van my vir jou is, ek en jy moet kies om hom te volg. Want Jesus is die woord van God. Hy wys ons waarin ons redding lê. Halleluja. Die Heilige Gees sal altyd verwys na Jesus.